gebou vanmôre, wil ek jy moet blaai na Hosea, hoofstuk 4 vers 6, die klein profete. Jy kan daarna toe blaai. Ons gaan daaruit lees, is ook die hoofskrifvers vanmôre se boodskap. Ek kan nie die slukkie water vat want my keel is droog. My tema vir vanmôre, as daar tema sou wees, is gebrek van. Gebrek van. Nie een van ons wat hier vanmôre sit, wil aan enige gebrek ly nie, amen? Of wil julle? Niemand van ons, jy as man, werk hard sodat julle as huishouding nie enige gebrek sal hê vanmôre nie. Is dit waar? Ek hoop so, anders moet ons na die tyd net praat. Maar dit is, jy sal jou vingers afwerk, jy sal tot die been toe werk, jy sal alles in jou vermoë gee as 'n man, as 'n ouer, as 'n ma, om seker te maak, daar's nie enige gebrek wat sigbaar is in jou huishouding nie. Dit is hoe ons is, maar ongelukkig kom daar tye van gebrek. Ons kan dit nie voorspel nie, dit kom net soos 'n warrelwind, en dit keer ons om, en dan sien ons, daar is 'n gebrek wat ons soms glad nie kan sien nie. Daar is binne my en jou gebrek, wat ons nie altyd self kan identifiseer nie, 'n geestelike gebrek, as ek dit so kan stel. En God kom en hy praat hierdie klein profeet, en hy praat met hulle, en hy sê hierdie woorde vir hulle, het gaan op die skerm ook verskyn, hy sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. En jy dink, dit is 'n lieflike skrif, ons almal quoteer dit, maar ons lees nooit verby daai stukkie. Dit sê, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Ons quoteer nooit daai deel nie. Daai deel is 'n bietjie harder deel om te lees. Dis 'n moeilike deel om te sê vir iemand. Ons spreek dit so baie oor ons land, oor ons dorp, ons sê dit baie kere, maar hierdie kennis het ek en jy baie kere lewens in gebrek van wie God in totaliteit is, nie net wat ons sê en wat ons dink nie, maar wat sy woord vir my en jou verkondig, en God spreek sy volk aan. En as ons kyk na die woord kennis, ek wil vir julle lees, dit kom met 95 keer voor. En dit verwys na 'n ervaringskennis, 'n verbondsmatige begrip van die waarheid van God, waarin korrekte kennis en getrouheid in verhouding met God saamgevoeg word. Dit sluit God se volmaakte kennis en insig in, die verstand en insig wat hy aan sy volk skenk deur sy woord. Asook die praktiese onderskeidingsvermoë wat 'n mens in die daaglikse lewe lei. Dit is kennis, dit is die wete van, ek ken God, ek weet wie hy is vanmôre in totaliteit, en ek is nie gebrek daaraan nie, maar ek wil vir jou vanmôre sê, ons almal kom by 'n plek waar ons vergeet wie God is, waar ons gebrek ly aan wie hy is. Ons ly nie aan sekere dinge van hom gebrek nie. Wanneer oordeel kom, dan wil ons oordeel. Wanneer ons dinge wil sê oor mense, oor wat hulle doen, dan sal ons dit sê, maar wanneer daar liefde gegee wil word, wanneer sagmoedigheid, wanneer vergifnis na vore moet kom, waar is daai kennis in jou lewe vanmôre? Ons as kerk ly soms in dit wat die belangrikste is, God se liefde, die meeste gebrek van, en daai kennis van sy liefde. Is nou baie stil hierso, jy moes amen gesê het, of eina gesê het. Ons ly gebrek aan daai kennis, en dis wat God in my hart geplaas het, terwyl ek voorberei het, terwyl ek gebid het, is dit die kennis wat God vir my gewys het. Ons het 'n gebrek aan sy liefde, aan die kennis van sy opregte, sy totale liefde het ons gebrek aan. En die vraag is, het jy daai gebrek vanmôre? Want jy sien, God bring die realiteit van die gebrek wat sy volk het na vore, en hy sê vir hulle, hoorie, hier's 'n probleem. En 'n God van liefde gaan 'n probleem uitwys. Jy is ouer, as jou kind iets doen, wat doen jy? Jy sê vir hulle, hey, jy het droog gemaak, jy was stout gewees. Jy gaan nie sê, ag ja, ek kan maar aangaan nie, of sy kan maar aangaan nie. Nee, jy's my ouers van my pak slaag gegee baie vinnig. Omdat God sy volk liefhet,
gee hy hierdie waarskuwing vir hulle deur die klein profeet. Want dis hoe ek dit sien, anders sou God nie eens geplaag gewees het om enigstens hier in die woord te gesit het nie. Dis 'n waarskuwing, dis 'n vorm van God se liefde om sê, hey, jy moet bietjie weer gaan kyk waar jou hart is vanmôre. Ek en jy moet bietjie vanmôre gaan ondersoek doen en kyk waar ons hartskennis is. Want jy sien, baie keer is God se woord hier. Ons mense wat die Bybel van agterste voor dwars deur onderste bo ken, maar dit nie hier uitgekom nie. Dit het van die kop af nog nie afgesink hiernatoe nie. En is baie gelowiges vandag. Hulle vergeet waar God hulle uitgehaal het, en nou is hulle op hulle pedestal, en hulle kyk van bo af onder toe. So ek laas gepraat het, die trots het hulle oorheers, en hulle point, en hulle sê, maar dit en dit, daai mense hulle gebrek aan kennis van God, en is jy vanmôre daai persoon? Het jy kans gegee dat die kopkennis hartkennis word? Het jy kans gegee? Die fariseërs het nie. Jesus sê in hoofstuk 18 van Matteus vers 8 sê hy, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Jesus quoteer hierso vir Jesaja 29 vers 13. Jy kan daai deel ook gaan lees op jou eie. Jesaja 29 vers 13. Dit gaan op die skerm verskyn nie. Jesus spreek hulle aan, hy sê, julle sê die goeters, julle praat die goeters, jy maak al die regte klanke en geluide, het stap mooi opgetof in die kerk in, maar daar's nie 'n hart agter jou woorde vanmôre nie. Daar's nie 'n diepenheid nie, daar's nie 'n liefde nie, daar's 'n gebrek wat binne jou is vanmôre. En as jy nie daai gebrek kan raak sien nie, dan is jy gebreklik. In dit, geestelik gesproke, dan is daar iets fout met jou, met alle liefde en respek gesê. En dan moet jy diep ondersoek gaan doen. Is dit so? Want jy sien die kerk in die wye spektrum, ons as gelowiges lei aan gebrek wat dit betref, aan God se liefde. 1 Johannes 4 leer ons, God is 'n God van liefde. God is liefde. En jy sien die verantwoordelikheid, wanneer ons kyk na die Israeliete, toe hulle die woord gekry het, het die verantwoordelikheid gelê in Hosea om die woord te verkondig, en die stamhoofde om dit te sê vir hulle mense, maar die verantwoordelikheid om hierdie hart toe te vat, het aan elke Israeliet se hand gelê. En daai verantwoordelikheid vir jou as kind van God vanmôre is in jou hand. Nie in my hand nie. Ek moet hierdie boodskap gee wat die Here vir my gegee het. Ek is verantwoordelik vir myself. Kyk vir die persoon langs aan jou. Sê vir hulle, jy's verantwoordelik vir jouself. Daar's hy. Dat hulle kan weet en kan hoor. Ons is verantwoordelik vir onsself. En God se gees moet ons aanspreek in liefde en in trou. Want die tyd raak min en kort om kerk te speel. Omdat het vir my 'n droom wat hy vir vertel, en ek besef die tyd is naby. Nou, dit is een of ander tyd wat die Here gaan kom. Ons weet dit. Maar tot dan, wat gaan jy doen? Wat gaan jy vanmôre in hierdie oomblik doen? Wat gaan jy in hierdie gebrek doen wat God jou mee aanspreek vanmôre? Want soos wat ek praat, het God se gees met jou gepraat wat hierso vanmôre sit. En wat gaan jy doen, dit wat God by jou aandag bring vanmôre? Ja, ek kan niks doen aan dit nie. Wat gaan jy doen as kind van God? Wat vir jou eie lewe verantwoordelik is. Jy wat vir jou kinders moet oprig in die weë van die Here, wat gaan jy doen? Jy wat vir jou man en vir jou vrou 'n voorbeeld moet stel, wat gaan jy doen? Openbaring 3 vers 15 tot 16 sê, was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm is, sal ek uit jou mond uitspuug. Het jy ooit lou warm water al gedrink? Jy word naar. Ja. Ek het altyd gedrink met sanglesse en goeie sê die sangonderwyser, jy moet heuning en apple cider vinegar, wat weet nie op aarde kry mense daar goed afgesluk nie.
met lauwarm water meng en jy moet dit drink, want soothe die vocal cords, die stembande. Yes, maar daai lauwarm water, dit voel, iets gaan nou hierso, hier borrel iets, maar hy wil nie inbrei, hy wil uitgaan. Nee? Mag ons nooit lou voor die Here wees nie. Mag ons nie. Mag ons weet wie hy is, mag ons erken en sê, Here, dit is wie ek moes my hart gisteraan ondersoek en sê, Here, vergewe my. En ek kom vrede in hom en sê, Here, dankie Here, dat ek U kan ken en kan weet van U. Dis moeilik op tye, want ons leef in 'n sondige wêreld, daar kom dinge wat gebeur in ons lewens, maar God wil vir ons wys hierso, dat ons as kerk, ek besef, gister, Pastor Wouter maak verskoning, hy het 'n afnaweek, dat hy nie kan wees nie. Maar ek praat met ons praat so en ons gesels so en ek besef mense vergeet waar hulle was. Hulle verwerp dit wat hulle deurgegaan het. En die vraag is, wat verwerp jy vanmôre? Want hy sê, omdat julle my verwerp, my kennis verwerp het. Wat verwerp jy van God vanmôre? Liefde, vriendelikheid, geduld, vrede, vreugde, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, Galasiërs 5, wat die 9 vrug van die Gees verduidelik, wat verwerp jy? En daar's nog alles van die woord van God ook, maar spesifiek die, want die is 'n uittoonbeeld van God, die vrug van die Gees, né? Ons verteenwoordig God. Is ons verteenwoordigers van God? Dan het tog julle het amen gesê, anders het ons 'n groot probleem nou gehad vanmôre. Maar omdat ons sê ons is verteenwoordigers van God, kan ons nie hierdie verwerp vanmôre nie. Hoor jy kerk? Moet die wêreld daar buite kan sien, daar's nie 'n gebrek in my en jou wanneer dit by God kom nie. Ek is mens, ons weet dit, ons is mens en ons wil so naby as moontlik aan hom kom en beweeg en ons moet. Maar wat ek ook sien is dat baie mense wat kinders van God geword het, staan op 'n stoel. Ek wil gou 'n stoel kry hierso. Moenie worry nie, ek gaan nie toertjies doen vanmôre nie, ek is te oud daarvoor. Halleluja, wie amen gesê het. Nee, so die stoel na die tyd skoon maak, moet julle nie daaroor bekommer nie. Ons kyk af en ons sê, omdat ons kinders van God is, dan is dit so, van ons. Ja, jy, kyk wat doen jy. Jy het nou weer dit gedoen. Ja, jy skuld my nou weer geld, hoekom is jy in die kerk? Ja, julle lag, want is waar. Nee? Ons doen dit. Ons kyk af en ons pooi in die vinger. En ons gebruik die aansien van die Here om onsself, ek sê vir Pastor Wouter, om 'n heilige arrogansie na vore te laat kom. Dit is vir my erger as 'n hoogmoedige arrogansie. Dis hoogmoedig, geestelike hoogmoed. Dis vir my, ons dink ons is heilig, ons is bo, ons is verhewe ander. Dis die Fariseërs gedoen het. Hulle het mooi aangetrek, hulle het die lekker klere aangetrek en so gemaak. Maak jy so? Ek vra maar net 'n vraag. Wat doen jy? Waar lê jou gebrek as kind van God vanmôre en gaan jy aan dit werk? Gaan jy? Dis wat die Here van jou verwag en van my verwag. Wie kla jy nog aan? Want as jy gebrek het, dan kla jy nog mense aan vir wat hulle aan jou gedoen het. As jy nog mense aankla, as jy nog kwaad vir hulle is, as jy die hel vir hulle verwens, kla jy nog hulle aan en dan het jy nog gebrek. Dan het jy nie vergewe nie. Ons kan nie sê, vergeef my soos ek my skuldenaars vergewe. Ons kan nie dit sê as ons dit nie gedoen het nie. Want God gaan jou nie vergewe nie. God gaan jou nie vryspreek nie. God gaan nie doen as jy nie doen wat hy van jou verwag nie. 'n heidense filosoof
En ek's naby aan die einde van my boodskappe. Heidense filosoof het die volgende sê, Aristotle het die volgende gesê. Hy sê, educating the mind without educating the heart is no education at all. Nou? Wil jy weet hoekom lê die land waar ons is? Wil jy weet hoekom die dorp in die toestand is waar dit is? Wil jy weet hoekom jou huwelik is waar dit is? Want jy het jou kop kennis, nie hartkennis gemaak nie. En dit mag dalk 'n heiden wees wat hierdie woorde gesê het, maar daar's waarheid daarin. Die vraag is, wat gaan jy hiermee doen? Ek vra dit altyd, julle weet, julle ken my by nou al. Maar wat gaan jy hiermee doen vanmôre as kerk? Dis jou verantwoordelikheid om nie net te sê, ag, dis maar net nog 'n boodskap gewees nie. Dis ons verantwoordelikheid om hier uit te gaan en introspeksie te doen. Dis sê, Here, wat's my gebrek? Wat moet ek aan aandag gee? Wat moet ek vir die voete neerlê sodat mense U deur my kan ontmoet? Dis nie tog die doel nie. Is nie tog waarom ons hier is nie. Nie net om lekker te sit. Nee, maar dis wat ons doen. Ek wonder hoe lank gaan Armand nog preek. Ek wonder of Pick n Pay daai lamskenkels het dat ek so lekker eet. Ek hoop hulle het nog die rys. Nee, maar dis wat ons doen, nee. Nee, nou lag nie. Ons wens die tyd verby. Ek is ook skuldig gaan. Terwyl ons die voorreg het om hier te kan sit, terwyl ons die voorreg het om sy woord te kan hoor, terwyl ons dit kan doen en in te kan neem, sê Here, stuur my, help my, lei my, sodat daar geen gebrek binne my kan wees nie. Ek gister braak 'n ou vleisiekie en soos wat ek nou wil klaar maak om dit te eet, kom dit op my, daar's 'n karwag en daar's 'n wag by my buurmense. En die Here sê vir my, gee vir hom van daai vleis. En ek sê, Here, dis 'n baie lekker steak daai, hoor. Dis 'n lekker hoendertjie wat ek nou gebraai het. Hoe kan ek dit nou gee? En ek is soos, okay, ek eet geklaar. En ek doen dit. En ek stap, raai wat, wie was daar gewees? Niemand. God gaan jou getrouheid toets op tye. Hy gaan kyk tot waarna toe jy kan gaan, maar as jy gebrek ly in dit, gaan jy dit nie kan doen nie. Ek het dit gister besef dat, toe ek stap en ek gaan na die boksie toe waar hy sit, en ek sien, okay, hier is niemand nie. Toe besef ek, die Here, ek moes hierdie ding doen. Of hy nou daar was of nie, moes ek die vleis vir hom gee, omdat God vir my gesê het. Omdat ek die kennis van God gehad wat liefde is. 'n Man wat dag en nag sit, wat dalk nie altyd 'n braai vleisie kan eet nie. En as ek hierdie kennis van God se liefde in my gehad het nie, sou ek gesê, hierdie steak gaan nou in my maag ingaan. En hy gaan my lekker laat in die slaap raak. Mag ons as 'n gemeente, maar mag ons nog meer as kinders van God vat en sê, Here, help my asseblief, sodat my kinders nie verwerp sal word nie. Psalm 78 skryf Asaf en hy sê, ons sal ons kinders leer aan die roemryke dade van ons Here. Wil jy jou kinders leer van die roemryke dade van God vir die nageslag wat na jou kom? Dan moet jy sy kennis van sy liefde begin uitleef. Dan moet jy begin doen wat sy woord sê. Dan moet ek begin doen. Dan moet ons begin vat en nie gebrek hê in dit nie. En sy Gees verhelp my, Here, wanneer ek gebrek het. Kom ons sluit so
die oë. Here, U is almagtig vanmôre. U is ons God wat heers van ewigheid tot ewigheid. Mag ons heilig wees omdat U heilig is. Mag ons 'n strewe hê, Here, ek weet ons gaan foute maak, Here, ek weet, Here Jesus, ons gaan probleme hê, maar Here, in die probleme, in die struikeling, in die veg van hierdie lewe, mag ons in U ons beskutting vind. Mag ons in die waarheid van U woord lewe kry, mag ons kennis hê en nie gebrek ly daaraan, en die liefde, die kosbare liefde, die kruis van Golgotha wat ons herinner, daar's 'n prys betaal vir my en vir die mense daar buite om van dit te hoor. Die dief langs U het nie gewag tot al sy sondes vergewe was nie. Hy het gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Mag ons met dieselfde gesindheid na ander kyk. Met dieselfde liefde. Here, dat mense moet nog die woord hoor. Mense moet nog die hoop van Jesus Christus beleef deur my. Ja, Here, ek loof U, Here, ek prys U naam, want U is so goed, en dankie dat U Gees in ons elkeen se harte werk. Dankie die Gees ons aankla, ons convict en sê, wat doen jy met hierdie vanmôre? Ja, Here, ek loof U heilige naam, prys, bring tot U wie koning is. Dalk moet jy opstaan vanmôre, ek gaan 'n gebed doen en voor ons afsluit met gebed. Dalk moet jy opstaan vanmôre en sê, Here, help my met hierdie gebrek. Dat ek die kennis nie sal vergeet nie, dat ek dit nie sal verwerp nie. Sodat mense Jesus deur my sal beleef. Here, vanmôre kom bid ek. Jy sien elke persoon raak hier vanmôre. Jy sien, hulle sê, Here, help my met my gebrek. Want dit sê vir my, hierdie woord sê vir my vanmôre, ek kan nie sonder U nie. Hierdie woord sê vir my môre, ons het probeer, maar ons kan nie. En ons die gebrek, as ons sonder U is, as ons sonder die kennis van U woord is, van wie U is, van U Seun Jesus Christus is. Help ons vanmôre om hierdie gebrek in U hande te gee, sodat ons nie dit sal verwerp nie, sodat ons kinders nie verwerp deur U sal word nie, maar aan die roemryke dade herinner sal word, dit nie sal vergeet nie, Here. Dankie vir die Gees vanmôre wat praat, dankie vir die Gees wat versterk, dankie vir die Gees wat ons lei in dit wat U wil hê vir U koninkryk, want daar's mense wat nodig het om die liefde te hoor en te sien deur my as U kind. Ja, Here, ek loof U naam, ek gee U prys, want U is koning van konings, en is die naam bo alle name. Amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.